Spitskops Special Needs School today and we're interviewing Narissa. So ja, laat ons maar begin. So Narissa, vertel my 'n bietjie van jou. Wie en wat is jy? Ek is Narissa. Ja. Ek heel eerstens is ek 'n mamma, Okay. Van autistiese kindertjies. een autistiese kind en my ouer twee dogters, die enetjie het 'n skalpula en die ander enetjie is 'n Els en leerder. Wow. So jy het 'n breë spektrum. Ja, ek het en my dogtertjie wat autisties is 'n laat lammetjie. So die ander tweeetjies was al reeds dink ek 13 toe sy gebore is. En loopbaan gewys? Wat doen jy? Op hierdie stadium is ek besig om 'n breek te vat. 13 jaar by Spitskop betrokke. Wow. Ek het studeer my ECD level 4. Ek het Oh my word. inclusive education, school management deur Unisa. Ek het verskeie autism kursusse gedoen, behavior modification, managing behavior. Ek het spell to communicate. Oh, ek love daai kursus. Ja, ek wag nou vir my sertifikaat as praktisyn. So dit het vir my baie deure oopgemaak. Ek sal goed glo. En getroude lewe? Wat doen man lief en hoe lank is jy al getroud? Wel, 14 jaar getroud en hy is 'n verkoelingstegnikus. Wow. Dis nice. Alright. Okay, en dan kom ons gaan die volgende vraag toe. Wat is my gevraagde keer? Okay. When did you realize your child was different? Wel, ons het eintlik gisterond so vinnig gesprek oor gehad in ons huis, ek en my man. Omdat ek het dit besef die dag toe my dogtertjie gebore is. En toevallig het hy my herinner daaraan dat gedurende die swangerskap het hulle probleme opgetel. En ons was verwys na die fetal clinic in Pretoria. Okay. So sy kon toe optel definitief dat daar fout was, maar sy kon nie sê wat dit is nie. En sy sou voorgestel het dat ek moes gaan vir 'n abortus, maar die swangerskapstermyn was reeds te lank en ek sou ook nie ingestem het daarvoor nie. So ons het geweet iets is fout, maar ek het die hele tyd vir myself gesê moenie stres nie, dit kan nie so erg wees nie. Sy is nie autisties nie, sy is 'n dogtertjie. Autisme is 'n seentjie ding. Dit tref 1 uit 5 dogtertjies. Ja. Wat is die odds? So die dokter het ons baie voorberei vir haar geboorte dat daar kan komplikasies wees. Ons het verkies dat sy in Tauzimbi gebore word. Okay. En dat ek dan met 'n ambulans moes oorgaan, met 'n noodambulans moes oorgaan stad toe. So ek het gevra dat hulle my onder vol narkose sit, want ek wil nie hê dat ek heeltemal by my bewussyn is en nie kan beweeg en sien hoe almal spartel om my met 'n noodambulans oor te vat. Ja. Jy weet? So ek wil net wakker word en dan moet alles verby wees. En ja, ek kan onthou toe hulle het my bygebring uit die narkose uit, net toe hulle haar klaar uitgehaal het. En toe hulle nou 'n bietjie klap vir asem, sy nie dadelik reageer nie, maar die tweede keer het sy wel. So ons was te bly en alles het goed gegaan en die eerste aand in die hospitaal het sy nie geslaap nie, sy het bly huil en huil en huil. En die verpleegstertjie was baie oulik, sy het ook kom haal by my, dan sip sy haar toe in haar baadjie. Ja. Ons was 'n bietjie van 'n winterspul op. En dan doen sy haar sol rond, sodat ek kan slaap. Wow. En so het dit aangegaan vir die 2-3 aande daarna. En vandat ons by die huis gekom het die kind nie geslaap nie. Ek en my man het in skofte gewerk. So daai eerste aand in die hospitaal toe hierdie gebeur, toe ek soos there you go girl. Maar ek het geweet ek kan niks sê vir enige iemand nie, omdat ek het baie ondervinding in die veld. Ek het gestudeer, ek werk met hierdie tipe kinders, maar ek weet dat wanneer ek dit vir my huismense gaan sê, gaan hulle sê, nee, jy oorreageer. En as die diagnose dan later kom, gaan dit wees soos, maar jy het hierdie uitgespreek. Ja, So ek het toe besluit, almal is daarvan jy het uitgespreek tipe ding net. ja, so ek het toe besluit, ek gaan dan net doodstil bly, maak of ek nou niks raak sien nie. Ek en my man het na my skofte gewerk, ons het met die ding probeer koop en ons het probeer manage en jy's moeg, jy kry nie geëet nie, jy kan nie badkommer doen, dit is
ek kan nie vir jou beskryf hoe erg dit voel nie. En toe op 2,5 het Salimien gesê, nee, bring ons skool toe, laat ons lank inskryf. En sy was nie lank hier nie, toe het ons arbeidsterapeut 'n verwysingsbrief geskryf, ons is met haar na die dokter toe, die pediater by die provinsiale hospitaal, en hulle professor wat hulle eenheid oorsien, was gelukkig daardie dag daar. Hy het daar toe gediagnoseer met autisme. Op 2,5. Ja, Wow, dis 'n vroeg diagnose. Ja, Dis baie amazing. en medikasie gekry. Kous nog steeds nie geslaap nie, nog steeds skofte gewerk. Toe maar, kan dit net vertel van ons het nie geslaap nie. Ja, ons het toe nou maar so aangegaan en later van tyd het ek met ons huisdokter gaan praat, toe sê ek met dokter, kyk, ek kan nou nie meer nie. Ek moet werk en ek het hierdie en Ja. jy weet, ek het nog die 2 ander kinders, ek ry ver, ek kan nie slaap in die kar en hy het toe vir my 'n stroopie voorgeskryf wat ek nie elke aand mag gebruik het nie, maar so nou en dan bietjie kan. Van die mamma net moet rus. Ja, want ons het die melatonien geprobeer, maar as hy melatonien drink, dan hardloop sy die huis vol die aand. Dis nie van sy slaap nie, sy hardloop die hele huis vol. Mooi die ander uitwerking gehad Yes, op haar. presies. Selfde met die perspenado stroop wat al die mammas sê is jou golden tool. Nee. Dan kom die ADHD uit. So ja, nee, Dit is 'n dubbel diagnose. op hierdie stadium het sy een diagnose wat autisme is. Okay. En dan het 'n ander psigiater genoem op 'n verslag dat daar vermoedelik Tourette's by is. Okay, wat's dit? Tourette-syndroom is 'n dis impulsiewe motoraksies ook. Okay, verstaan. Okay. Baie vinnig. Maar as jy gaan kyk na baie van die diagnoses en jy gaan kyk na die spell to communicate method, gaan jy sien dat dit alles kom eintlik op die ou einde terug na die brain-body disconnect, Ja. die impulse, ja, praxia gedeelte. Ja. So ja, ek dink dit het alles 'n baie noue verband. Ja. En ek dink nie dit is regtig nodig dat daar so baie verskillende tipe diagnoses hoef te wees nadat hulle nou Autisme. ja, Dis 'n groot genoeg spektrum. die spektrum is groot genoeg. Op die einde van die dag dit bly net die feit bly dat hulle kan nie hulle lyfies hanteer nie. En ek meen groot metodes, hulle sê dis 'n complex motor movement struggle. Spraak is deel van motor. Ja, dit is. So as jy al daai goedjies half in die mandjie gooi en jy met 3 laat uitval, dan kom alles terug na die basis van autisme toe. Ja, en ek dink dis nog wel 'n ding en dit wat die spektrum so lekker maak is dat mense het eintlik die bydiagnoses nodig nie. Ek onthou die dag het die pediater my seentjies ook gediagnoseer met ADHD en diagnose en autisme. Dis ek net vir dis wel vir my onder dieselfde ding, want daar's 'n koneksie missing. Dis al wat vir my Ja. is. Dan 'n ander vraagie net. Jy het nou gesê jy het jou ouer kinders. So hoe het jou ouerskapstyl verander? Wel vir hulle om daarmee te kon saamleef en daarmee te kon cope, Ja. moes ek geleer het om 'n baie humoristiese aanslag in die lewe aan te neem. So ek kan spesifiek onthou ons het eendag van die dorp af teruggery plaas toe en hy het vir my kleindogtertjie 'n lekkertjie gegee en sy het agter by die ander 2 gesit en die ding het in haar keel afgevlei, vasgesit en sy het verstik terwyl ek bestuur en hulle 2 is baie hysteries en ek is daar trek af stop terwyl ek vir hulle skree klap 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 en ek het daar sy's nog baie klein gewees die onderste bo en ek klap en klap en klap toe die lekker goed uitval en toe ons nou daar in die kar klim en ry is almal lag lekker en ek maak toe nou heel grappies om te sê dat okay, julle ouens, julle het nou gesien. So volgende keer dop haar om, klap dit uit. Ja, sorry. Okay. Jy weet dat hulle nie daai Trauma. ja, daai trauma, daai tippie van die trauma kan en wat lekker is ek kan sien hoe dit ook 'n effek op Andy self gehad het want Ja. sy het 'n groot gedeelte van wat hulle in die verlede gedoen het, echolalia. Ja. So sy het baie spraakloops. Sy repeat.
So, ons het altyd hierdie grappie gemaak, ook as ons met die bakkie ry, sy wil altyd agter op die bakkie sit, en dan is hulle soos, sy uitval, wat is sy My seuns afval? nou by die vensters uit en hulle het nog nooit uitgeval nie. En hulle het nie, maar dan sy ander tweeetjies nou bekom en dan sê ek, ag toe maar dan stop ons en ons tel haar op en ons stof haar af en ons sit haar terug en dan gaan ons. En Nie issue nie. nou so rukkie terug het ons saam met vriende van ons gery en dis die eerste keer wat Andy saam met die spesifieke persoon ry. En terwyl ons terugry sit sy in die middel en dit soek vir haar nie en sy sê, maar wat is al die uitval? Oh, wat is al die uitval? O, sy sê Nee, en ek sê, en nou probeer ek, maar nou kan ek nie die humor hier gebruik nie, want mense sien dit ernstig. Ja, En ek is sy. toe nou heel strak en ek sê, jy gaan nie uitval nie, jy sit, dis ons, sy sê, kliphard, ag, toe maar, ons tel haar af en stof haar af. En ek is, die persoon kyk my net so, en ek is, Maar ek is bly vir die humoristiese aanslag en ek dink nogals dis baie keer ons as ouers se behoud. Want ek sê altyd vir my man, as ek hieroor gaan lag, dan gaan ek hieroor huil. ja, En ek wil nie nou hieroor huil nie. En die ander dingetjie is jy het nou gesê jy het vir baie vroeg gediagnoseer wat eintlik amazing is want vroeë intervensie was vir julle seker van die begin af 'n groot ding. dit was die beste ding, weet jy, Mooi. ek kan vir jou nou sê, dat wanneer ons in kringe beweeg, en jy moet verskoning maak of sê, skus, sy het autisme, dan na rukkie sal mense vir jou sê, ja maar hoe, sy is dan baie anders, ek weet alle autisme, maar sy is baie anders, Ja. sy gee drukkies, sy Wow, sy jy hou van versoekies, mense. sy deel, sy, Oh. en ek moet vir jou sê, ek dink dis alles te danke aan die vroeë intervensie wat sy gekry het. Okay, En ja, ek dink dit natuurlik. het ook baie te doen met haar huisomgewing en hoe goed almal by die huis hierdie aanvaar het en hulle was almal dadelik net hands on deck, jy sal dink hulle is almal professioneel. Ons is so onderlangs getrein waarvan niemand weet nie. Ja, so selfs die my een dogtertjie het toe nou vroeg getrek. Okay. Sy het op 'n vroeë ouderdom met sy bietjie by haar biologiese mamma gaan bly. Okay. Okay, en my dogtertjie het toe nou, die oudste enetjie het toe nou die grootste gedeelte van Annie se grootwordjare saam met ons spandeer. Gemaak het dat Annie verskriklik baie op haar gelatch het, want dit was haar maatjie en dit was Dink ja. ja. So nee, ek dink daar was ek baie bevoordeel. Ja. En so jy het 'n gesonde support system gehad toe jy jonger was. En nou nog? Hoe lyk jou support system nou? Wel, ek moet vir jou sê my ma is verlede jaar oorlede en dit was 'n groot slag vir ons almal. Vertel vir ons, hoe hanteer 'n autistiese kind afsterwe? Ek sien dis baie moeilik om vir jou te sê want sy kan nie praat nie, so sy kan nie vir my sê nie. En wanneer ek sê Maar hoe nou was sy haar praat, emosies? baie autistiese kinders wys nie emosies nie of Wow. the inside doesn't portray the outside. Ja. So hulle kan nog steeds hardloop en huppel en lag, maar die binnekant Is dit seer? is dit baie seer of hulle kan binnekant happy wees en buitekant net randomly huil. Ja. So dis een van die goed wat ek ook geleer het met die spel to communicate is, as hulle dit nie vir jou gesê het op open communication nie, are you then assuming? Ek hoor. Ja. Want jy kan Ja. glad nie gaan op wat jy buite sien nie. Nee. Want soos wat ek nou vir jou sê, sy praat nie, maar ek sal partykeer sê dat sy praat, sy word geklassifiseer as 'n unreliable speaker. So jy kan nie Okay. gaan op wat sy sê nie, want baie van dit is herhaling. Ja, die loop, Dis ja, die daai looping loop. communication. Ja. Ja. So dis moeilik om te sê, maar ek dink sy vat dit baie swaar. Okay. Sy het baie lank gesoek na my ma, Jou ma by julle gebly. net langs aan in die huis. Ons So is sy naby. ja, so sy het in die oggende 5:00 het sy by almal gaan koffie drink en hulle het saam gebak en brou, saam gekuier. Hulle het letterlik elke ding saam gedoen, gebak en brou was so. Dit was amazing. Oh, dis So en toe ewe skielik was dit net is dit weg en almal is hartseer, almal huil en ek glo sy kan almal se gevoelens aanvoel en Ja. so ek moet vir jou sê dat sy het baie Bybelstudie ook saam met my ma gedoen. So die tannie by een van die dagsorgsentrums waar by sy vakansies gebly het. Ja. Het vir my baie oulike idee gegee om vir haar te verduidelik die hele tyd dat die Jesus het vir almal kom haal. Sy is nou op bo en eendag gaan ons nou na haar toe gaan.
Soos nou al 'n jaar en 3 maande later sy vra nog vir ouma, so ek sê dan En herinner jaar nie. ja, so partykeer dan sê sy nee, maar ek wil nou gaan. Maar ons kom daardeur. Nou kom kuier. Ek dink ons besef nie altyd, soos my ouers is baie betrokke by my seuns ook, al bly ons nie by hulle nie. Op Sandkant almal saam gebly, of nie saam bly, maar in dieselfde dorp. So ouma en oupa kyk nou na my seuns en ek dink as een van hulle moet wegval, gaan vir my moeilik wees om vir my seuns te verduidelik wat het gebeur, want dood is vir 'n kind al klaar 'n groot skok vir ons as groot mense, 'n groot skok. En dan nou hoeveel te meer vir hulle. En soos jy sê, hy kan nie altyd lekker hulle emosies verbalise nie. Ja. Hy kan nie vertel of dit gaan nie. So ons lei nog baie keer af deur wat hulle doen, hoe hulle seker goed ervaar. En dan hierdie is sommer net so mooi in die lyn, wat was die saddest moment in julle journey so ver? Weet jy wat was vir my die sadste oomblik om met jou eerlik te wees, Ja. is wanneer jou eie familie sê dat jou kind spiteful is. Wanneer hulle repetitive actions doen. Dit is sad. Dit is erg sad want en weet jy wat dit my hart baie aangegryp en begin met my seentjies is dat mense sal sê hulle is stout. En dan moet jy hulle verduidelik hierdie is nie stout nie. Ja. En dit was ook vir my baie sad. Ja, so die res van my gesin voel dat haar saddest moment was toe ouma oorlede is. Ja. Dat sy die oggend saam met ouma koffie gedrink en gegroet en dagsorg toe en toe sy in die middag by die huis kom was ouma nou net nie meer daar nie. So ja, ek dink dit is maar so tussen die pleetjies. Dis maar hoe elke persoon dit ervaar. En nou wil ek vir jou vra, wat was jou proudest moment as ma al gewees in hierdie journey? Weet jy, toe ons haar die eerste keer gevat het vir 'n spell to communicate assessment Ja. by Tracy in Pretoria, Ja. en ek sien dat sy eintlik kan spel en die tipe woorde en die leesstukke en hoe sy hierdie method, Net gesnap het. dis ek kan nie eers ek kon nie eers byhou met haar spelling. Nee, ek moes wag vir die terugvoer na die tyd, maar ek was so, Dit gee mens hoop, nê? dit doen. Dit gee mens net weer daai nuwe hoop van ek is besig om iets reg te doen. Ek is besig om hierdie ding op 'n manier te wen. Dan wil ek by jou hoor, ons het nou baie oor sessie gepraat. Maar wat is vir jou as jy haar kan opsom, as jy vir ons ietsie van haar kan vertel wat wie sy is? Ek dink weer eens daai is 'n baie moeilike vraag, maar nou as ouer ken jy ook jou kind. Ja. So ek moet vir jou sê dat sy's 'n baie gelukkige kind, sy's baie happy in die lewe. Sy laaf diere. Sy hou van enigiets wat beweeg, as die wiele draai is sy op. Sê vir my sy is adventurous. Sy is baie en sy hou van jag. En Julle, is sy Ja. nie bang vir die geluid nie? glad nie. Nee, ek het Ek 'n love paar it. fotootjies ook waar sy na die jag, jy weet, by Pronk die sy by die bok. met die horings, sy hou die horings vas. Het sy self al iets geskiet? Nee, sy is nie Okay. nog So nie. pappa is dus nog nie, ons is nie daar nie. Nee, ons is nog nie daar nie. Nee. Ja. Nee, ons is nog 'n bietjie versigtig vir dit, maar sy ry saam, sy kyk saam, sy soek saam. Sy sal wel as hulle afslag, sal sy dalk 'n bottermes gaan haal. Oh, ek love it. En dan is sy nou daar buite, sy slag. Mooi. En sy kan vir jou mooi vertel as jy haar vra, kan sy vir jou nou al sê, as gevolg van repetitive hearing, Yes. kan sy nou al vir jou sê, jy weet ons gaan 'n boks skiet, pa! En as ek haar vra, en dan wat doen ons dan as groep slag? En dan eet ons hom. Ja, ons maak patrol of so ietsie. Maar tog voel dit vir my daar is vir haar 'n sequence in haar kop. Ons skiet eens die bok, dan slag ons die bok en dan eet ons die bok. So daar's 'n mooi ritme en dit is vir my mooi. Ja, ek moet vir jou sê van dit sy met die Spell to Communicate method begin kyk, sy was geassesseer. Ja. En toe sy verlang nie Spell to Communicate en toe het ons dit begin inkorporeer by die skool en sy het begin lesse doen. En ek sien haar horisonne verskuif met dit. Julle, amazing. So ek is positief diep in my hart dat ons sprok 100% gaan regkom deur die metode en dat sy nie vir die res van haar lewe afhanklik gaan wees van spelborde of 'n keyboard nie. Ja.
En ek dink mense kan regtig daarvoor vertrou want 'n mens werk vir dit. Ja. Dis ietsie wat en dit kom van natuurlik en spontaan. So dis nie vir haar nog iets wat sy moet eintlik leer nie. Dit kom eintlik vir haar maklik. Ja. Hoe oud is sy nou? 11. Oh, sy is nog eintlik jong. En is sy nou tans by die skool ook? Ja, sy is hier. Maar is sy iewers okay? Ag, maar dis lekker. En dan, wat sal jy graag wil hê moet mense verstaan van outisme? Mense wat nie autistiese kinders het nie, mense wat nie elke dag met die goed te doen het nie. As jy jou kind uitvat in die publiek, wat sal jy graag wil hê moet mense verstaan? Ek sal graag wil hê dat mense moet verstaan dat dit 'n baie komplekse situasie is vir die kind self om in te wees. Dat hulle nie beheer het oor hulle lyf, liggaam en mond nie. Maar nog meer belangrik dat hulle alles hoor, hulle sien dit, hulle neem dit in en verstaan dit presies soos ons doen. Ja. Maar hulle kan dit net nie. So there's an input system, but there's no output system. Dis mooi gesê, want ek ervaar presies dieselfde. Want ek kan sien dat my seentjies vat 'n slegte tyd sleg. Want jy kan sien die informasie wat ingaan, daar gaan liggies aan. Ja, Maar die uit, daai uit is dis presies waar en hoekom hulle ook verwys na 'n the neural pathway of brain body disconnect. So met ander woorde, 'n highway werk twee kante toe. ja, So die highway wat inkom sien na Pretoria toe. ja, Hy Werk sharp, mooi. hy's geen slaggate nie, niks nie. Maar die een wat jou moet uitvat, het 'n sinkgat in. ja. So jy kan nie daaroor kom nie. Ag, julle, dis so En mooi jy kan hom nie oppatch nie. So wat moet jy doen? Jy moet 'n hele nuwe snelweg bou om by jou bestemming uit te kom. En dit is basies wat Start to Communicate doen. Wow. So vir my is dit belangrik dat mense moet verstaan. Hulle is 'n gevangene in hulle eie lyfies. Verstaan jy? Whatever goes in, it just can't come out. Ja, ja. So early intervention en die terapie en al die goedjies So waar jy mooi. gaan, is alles deel Van van vat jou, bou. ja, van jou pad bou, van jou nuwe pad wat jy bou. Ons kan nie hierdie fix nie, maar ons kan 'n ander pad omkry. Yes. En dis wat ons nou doen. Is ons bou hierdie ander pad. En ek dink bitter min ouers stap hierdie ander pad. En ek dink dis hoekom ek so love dat jy sê want ouers het hierdie ouerskappad wat hulle loop. Ons ouerskappad is 'n draai. Ons gaan by dieselfde destination uitkom. Ons Yes. gaan op Pretoria uitkom, maar ons gaan 'n bietjie later uitkom, maar ons gaan daar uitkom. Ja, die pad raak baie moeilik, moet ek vir jou sê. Al is 'n mens hoe optimisties of positief, maar jy kry jou dae wat dit jou nou maar net regtig plat slaan en dit is regtig so mense se kommentaar maak seer. Ja. Hulle besef nie, daai oomie wat vir jou sê in die winkel, bring my kind vir my vir 'n naweek, ek wys jou kry kom reg. Oomie, jy gaan daai kind selfe hond vir my terugbring. O ja. Wanneer jy nie geslaap het nie, dan is ons op die selfe weekend. Ek het dit toevallig toe ek na die voorbereiding doen, was dit een van my notas wat ek neergeskryf het, is die verskil is al is jou support system hoe goed of hoe groot. Jy weet, dit is soos 'n juffrou wat in 'n skool werk. Moenie worry nie, ons kan altyd teruggee vir mamma. En dis dieselfde. So 'n sportstelsel is daar, maar jy kry nie daai hoeveelheid rus, daai hoeveelheid recharge, daai Ja. hoeveelheid energie terug nie, want met die geringste uitdaging in die pad waar ons nou met planne maak, is hulle plan gee vir sussie terug vir mamma. Ja, dis wat hulle doen. En dit is en wat my interessant is van dit en is waar wat jy sê want ek onthou toe ek net begin het met my journey en ek voor dit al het wat ek vir kleuterskool gewerk. En jy voel so verlig om daai moeilike kind net vir sy maat terug te gee in die aand. En toe ek laas jaar my skool ook gehad het, het ek hierdie klomp kindertjies gehad wat ek al my liefde en aandag including my gehad het, maar ek gaan met my toe huis toe. Jy sien dit So swaar. dis iets wat jy vir niemand kan beskryf nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Dit voel of sorry, jy voel jou kinders is vasgeketting aan jou. Dis soos 'n skaduwee wat jy volg. Ja. En as jy omdraai, loop jy daarin vas. So, party dae as hulle miskien 'n pappa dag het en jy ry huis toe, dan raak jy naderhand bekommerd nie. Jy draai om en jy sê, o ja, hulle is saam met pappa, jy weet. Maar is jou hart ook nog steeds by hulle? O nee.
Ja, ek het heeltemal geleer afsy, jy moet. Jy moet my daai tip leer. Ek vertrou my man, ek weet hy gaan Ja. hom vir my veilig terugbring. Okay. So, daar's niks wat ek kan doen nie van my kant af nie. En as ek kort bel en sy het 'n meltdown en skreeu oor die telefoon, wat gaan ek doen behalwe panic? So just leave it, it's gonna go over. Okay. En verstaan jy vanaand, gaan jy al sien. My een dogter het ook op 'n stadium, toe sy dan nog in 'n jongere lewe was en met Annie, voel nie altyd verskriklik pyn of jy weet, sy sal deur dorings loop kaalvoet en of voet afskud en verder gaan en so aan. So, ek wil net dink, sy het vir my 'n vraag gevra. Sy het altyd vir my gevra, want Annie het ook altyd baie gevaarlike goed gedoen as sy klein is. As sy byvoorbeeld 'n patroon kry, dan hardloop sy mikrogolf toe en sy sit hom daarin. So ek is so ingestel as daai deur toe klap. Jy weet tot en met jy nou planne gemaak het, want as jy autistiese kinders het, is alles mos bo in jou huis, jy het mos rakke bo. Ja. Of toegesluit of baie hoog. Ja, of sy klim op hierdie ding, of sy klim op daai ding en dan het my dogter altyd vir my gevra, as mamma nie bang sy kry seer of weet sy beland in die hospitaal of miskien sy gaan ek sê my kind, dit gebeur nie met autistiese kinders nie. Hulle het 'n guardian angel daar, nee. Hulle het Ek sê vir hulle kan op 'n 6 voet konkreetmuur loop en niks oorkom nie. dit is so. So ek het geleer daai so, maar ek het ook al my oog 'n bietjie geoefen om te sien waar kan sy al misjudge. Ja. Maar ja, oor die algemeen is ek net soos I know it doesn't go away. So Ja, en ek dink op veral as ek terugkom na die veiligheid toe. Ek is nie van daai mamma wat dit pas op. ja. Ek sal slegs sê nee of klim af as ek sien dis regtig veilig. So ek is 'n ja mamma. Die antwoord is klaar ja. Ja. Dit sal nee wees as jou lewe in gevaar is. Daar stem ek heeltemal saam. Want anders gaan jy self moeg maak. Ja, maar ek het nou ook agtergekom, hulle kan ook maar aanvoel wat jy voel. So, Hulle doen. as ek voel my hart begin vinnig klop, dan doen ek so 'n paar asemhalingsoefeninge en ek sê skud dit net af en gaan aan. Maar Ja, want omdat hulle nie verstaan hoekom jy angstig is nie. Jy kan nie vir verduidelik nie, raak hulle net saam jou angstig. En dan het jy twee angstige mense in jou huis wat ja, en dan moet jy twee emosies reguleer. En dan raak dit klaar moeilik. en dan begin dit te voel met 'n paar hande te min. Ja, 6 paar hande te min wat jy so baie plekke eet. Wat 'n advice sal jy vir jong ouers gee? Wel, definitief sal ek sê vroeë intervensie. Ek sê 100% saam. En nommer 2 sal ek sê doen navorsing oor die spel to communicate method. Dit is die twee golden rules. Dis En dan, soos my man sal sê, sterk. En wat ek love van en dis hoekom hierdie vir my so belangrik is om hierdie te doen, is ek wil hê dat mamas, jong mamas wat hierdie goed kan kyk. En dan kan hulle na jou luister wat 'n 11-jarige dogtertjie het en sien daar is hoop. Want ek onthou in die begin van my journey was daar nie baie support nie. Daar was nie baie hoop nie. So ek het mense gesoek wie se kinders ouer was as my kinders om te sien, okay, daar is hoop. As ons aangaan, as ons net doen en ons kyk maar na ons kinders en ons doen goed wat ons doen, is al hoop. Daar's Dit is altyd hoop. definitief. En ek moet vir jou sê, routine is reg baie belangrik. En 'n ander ding wat ek ook nou gesien het met al drie my dogters en veral nou met die enetjie waar op die ouderdom waar sy nou is en waar Jenny met spel to communicate nou trek is, al dink jy die input system werk nie, maar praat hulle dag vooruit. Praat, as julle by die skool oplaai, sê vir hulle, ons gaan nou huis toe, of okay, ons gaan nou net petrol ingooi, of jy weet, ek moet net gou by die kafee stop, of ja, of ons gaan presies soos wat dit gaan verloop. Okay, ons is amper by die huis, as ons by die huis kom, gaan ons hierdie doen, 1, 2, 3, 4, 5. So maak dit vir hulle, sodat hulle weet wat gaan gebeur. Ja. Ek weet in die verlede het ons baie gewerk op die PEC-sisteem, en ek het baie van die PEC-sisteem gehou, maar nou dat ek baie meer kennis het met die spel to communicate, kan ek vir jou eerlikwaar sê, wat dit lekker maak van daai metode is ook, dat hulle het nie 'n menu waarvan hulle hoef te kies nie. Want wanneer hulle op oop kommunikasie gaan, they can speak their mind. Ja. Verstaan jy, waar met PECs, sit dit vir jou 'n bladsy met prentjies, so jy moet basically van jou, you have pre-made choices for yourself. Dis waar. So, waar as jy die S2C method gaan, en jy kom op oop kommunikasie, you can make your own choices, en jy kan jou eie opinies gee. Ons het ook die PEC method met die seuns probeer en jy sal nie glo nie,
nie een van my seuns het van dit gehou nie. So ons het dit gehad. Ons almal het dit seker in ons huis, by die badkamer het ons nou dit toilet toe, bad, hande was, die kamer het ons mos nou gaan ons bottel drink of nou gaan ons saam bid, nou gaan ons bottel drink, nou gaan ons storie en en ek onthou dat dit was glad nie vir my seuns. Dit het nie my gevoel dit so groot impak gehad op my seuns nie. Want ek het altyd vir man ook gesê, ek dink daar's meer. Daar's meer wat hulle graag wil sê, maar dis jouselfe, routine is belangrik. So routine is dis vir my baie belangrik vir my gewees om vir my seuns te sê, okay, ons gaan nou gaan slaap, so ons gaan nou dit doen, as om vir hulle 'n prentjie te wys. Want as jy vat, auditief leer hulle baie meer, baie vinniger en baie beter. So waar jy moet sukkel nog met visual eye tracking en eye fatigue en al daai goedjies. Hou by jou routine en doen jou visual schedule met auditory input. So jy praat hulle deur hulle routine vir die dag. Daai is nou belangrik. Ek dink dat ons altyd onthou die kommunikasie moet nooit stop nie. Nee, jy moet nie. Weet jy, ons het ook probeer die Makaton, ons het die Makaton ook probeer. Okay, en sussie? Dit werk met hy kinders en dit werk nie. Weet jy nie, ek sal nie sê, wat wel gewerk het, is die woorde wat jy saam met die sign gesê het. Die laaste vraagie. Wat dink jy is ons grootste need vir ons autistiese kinders of ons autistiese individuals? Ek sal sê, daar is te min toegang tot professionele hulp om te kan vorder. Want dit is ongelukkig so, hoe meer geld jy kan spandeer in die mediese rigting, hoeveel meer kan jou kind kry, hoeveel vinniger kan jou kind ontwikkel. En as jy 'n ouer is wat dit nie finansiëel breed het nie, en jy van die staat afhanklik is, ek dink nie autisme is tot en met nou toe nog een van hulle prioriteitsgoed nie. Dit is nie vir ons staat nie, nee. Vir my as mamma is 'n ding wat my ongelooflik baie ontstel in die gemeenskappe, is vandat ons op skole was, is ons geleer dat mense met gestremdhede en ouer mense kry voorkeur. Nou ek hou dit al etlike paar jare dop in ons gemeenskap en dit gebeur nie. Nie vir ons ou mense en nie vir ons. Nou het jy 'n autistiese kind en jy het geen ander keuse as jy moet gou in 'n mall ingaan wat klaar vir daai kind too much sensory input gee. Daai kind raak gedysregulated, hy gaan goed gryp. Nou word daar van jou verwag om daai kind in 'n ry te staan. Terwyl jy in die ry staan, eet hy al die chocolates by die counter op. Jy kan nie keer nie. En jy moet dit betaal. Jy gaan op die einde van die dag jou brood moet los om die chocolates te betaal. En dit is net besig om vir mamma en kind en dan nou nog die huishouding wat vanaand kom, alles in chaos te dompel. Môre is almal emosioneel moeg en afgedakel. So dit begin 'n snowball effek te raak deur 'n eenvoudige gebaar van wanneer gaan ons begin om vir ons ouer, ons senior citizens en ons mense met gestremdhede voorkeur te gee in moeilike situasies. Ek hou van jou wye spektrum en dinamika van ouerskap en dat jy nie net 'n autistiese kind gehad het nie, maar ook 'n waar is ouses gediagnoseer? Dyscalculia. Vertel ons nog 'n bietjie vinnig van dit. Sjoe, kyk, dit is ek moet ook vir jou sê dat daar is baie eienskappe wat ook onder die sambreel val. Maar die lang en die kort daarvan is dat hulle op sekere subjects, school subjects wat oor die algemeen wiskunde is, glad nie wiskunde kan doen nie. Glad nie wiskunde kan doen nie. Jy sal vind ook dat hulle spelling is baie foneties. Dis op jou typiese dysleksiese kind, basies, met geen wiskunde begrip nie. So hulle kan onderste bo lees, hulle maak hulle P's en hulle B's, hulle D's en hulle is alles, jy weet, en ons skryf so en so, en dan met die linkerhand en dan met die regterhand, en jy weet, baie vision probleme, baie, ek kan nie eers vir sê hoeveel challenges kom saam met dit nie. En ek het toevallig gevind dat ek my prakties gedoen het met die spel te communicate, dat
die dametjie by wie ek die prakties gedoen het 'n student wat ook dyskalkula het. Wow. En die wiskunde wat sy op die borde kon doen, was universiteitsstandaard, terwyl sy in graad 8 was. Julle. So, ek is baie opgewonde om my dogter met 'n skalkula op die borde te sit. Ons Right. kry net nie tyd om by mekaar uit te kom nie. Okay. So, Ja. maar met haar, ek het haar baie hands-on geleer. Right. In die tyd wat kleintjies nou weer by ouma was of by die skool of whatever ook al. So ek het haar baie coping mechanisms geleer. En dan nou natuurlik die humoristiese aanslag. O ja. Dit het vir haar baie deure oopgemaak en sy het op die einde van die dag het sy ook baie kort kursusse gedoen wat sy op die internet gedoen het. Sy is ook tans in die onderwys, special needs. Sy werk nou by 'n gewone kleuterskool. Lieflik. Ja, Wow. so So is altyd hoop. daar's altyd hoop. Ek het al geleer ons het in die winkel ingegaan, dan sal ek byvoorbeeld vir R100 sakgeld gee dan sy die hele Pick n Pay koop. So toe het ek al begin leer want met haar eerste telefoon het die ouers my altyd gekontak. Asseblief sê nie vir jou kind sy moet ophou my kind te WhatsApp of te voice note. My kinders is nog moeg. So ek moes dit ook nog hanteer het. Maar toe gebruik ons nou maar die telefoon om in die winkel dit te gebruik as 'n calculator om uit te werk wat sy wil koop wat pas in haar geld het. Mooi. So vir my was waar my hele journey begin het met my dogtertjie wat met autisme gediagnoseer is. Eintlik my eerste enetjie. My lewe het begin toe sy op 4 was as 'n leerskool. Toe ek het destyds in retail gewerk en sy was ook verwys na 'n spesiale onderrigskool. So die arbeidsterapeut het destyds vir my so leer gestuur met goetertjies wat ek met haar moes doen by die huis. Ja. En ek kan onthou ek was ongelooflik baie ontstel met daai leer gevat en ek het hom onder in die oondlaai gegooi en ek het vir daai juffrou gesê ek betaal jou om my kind te leer. Dit is jou werk. Ek werk vir geld om jou te betaal om my kind te leer. So ja, maar nou verstaan ek hoe waardevol is daai ekstra die huis. Dit is, ek dink ons moet onthou dat ja, as jou kind in 'n skool is en as jou kind hulp van 'n buite persoon af kry, dat dit kan nie stop by die huis nie. Ons moet altyd maar daai ekstra doen. Ja, jy moet saam met die stelsel maak. As jy wil hê jou kind moet develop, werk saam met jou vrou, werk saam met die terapeut, werk saam met die dokter. Luister, hulle weet beter. Ja. Maar dankie. Dankie vir jou. Ek het so lekker saam met jou gekuier en ja, sterkte met jou journey vorentoe en jy moet jou dag verder geniet. Jy ook.